En ons verwelkom ook vanoggend vir professor Christo Lombard vir die wat kan onthou. Ons het hom so klompie maande gelede vir die eerste keer ontmoet, maar vir die wat hom nie ken nie, hy is verbonde aan die Universiteit van Pretoria, waar hy hoof is van die departement praktische teologie daar. En ons sê vir die ook baie welkom, waar hy ook dan vanoggend in ons gemeente as 'n gekoppelde leraar bevestig gaan word. En ons wens hy ook sommer 'n baie gelukkige, geseënde verbintenis hier met Westville. Ja, dan sê ons ook dankie vir jou, Prof, wat vanoggend vir ons die liturg sal wees. Baie dankie. Baie dankie, Dr. Wynand. Dis 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Dankie vir elkeen wat hier is. Dis 'n stukkie jeugdige belewenis. En ons begin vanoggend met die voorafsang. Ons begin met lied 203 en strofes 1 en 3 daarvan. Tweede lied is dan uit Vonk 301, Hosanna seun van Dawid. Ons sluit dan die voorafsang af met lied 396 en daarvan strofes 1, 2 en 4.
baie welkom aan elkeen hier en jy is baie welkom om net te kyk weer na die aankondigings wat uitgestuur is. Ek gaan nie nou sake uitlig nie, alles is daar. Ons het 'n vol program vanoggend, so kyk asseblief daarna. Ek gaan vanoggend begin met 'n woordum en die seëngroet. So kom ons word net rustig voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. En dan vanoggend, as ek my hand opsteek, dan sit nie 'n snaakse gebruik nie. Dis sodat ek ietsie van die seën van die Here op jou lewe en waar jy op die oomblik is vir die Here kan gee en dat jy dit kan laat dit kan deurvloei. So vanoggend genade en ons weet dat dit verniet geskenke is van God, vrede wat nie uit hierdie wêreld uitkom nie en God se groot hart wat hy met jou kom deel. En dis baie baie spesiaal vir jou. Ontvang dit. Ons gaan begin met ons loflied. Jy kan weer staan en dit is uit die liedboek 514 strofes 1 en 2. Dit is my groot voorreg om vir professor Christo Lombard na vore te roep, dat ek hom kan bevestig. Christo, baie welkom hier. Dit is 'n hoogtepunt in jou lewe ook persoonlik in terme van jou reis. As 'n mens klaar as 'n teologiese student afgestudeer het, dan kry jy die titel proponent. Nou 'n proponent is iemand wat al die teologiese studies voltooi het, maar wat wag op 'n beroep. En ons het oor al die jare die vreemde gebruik gehad dat ons net die predikante wat by die 3 teologiese fakulteite, dit is Universiteit van Pretoria, Koffsies en Stellenbosch, die predikantsamp gegee het. En daar het 'n klomp verhoudings na dat universiteite verander het in die slag gebly. En waar al my dosente
gekoppel was aan gemeentes, het dit ergens so 'n bietjie begin versand. So hulle is in diens van die NG Kerk, maar een van die goed wat ons nou opgetel het so in die laaste klompie jaar, is die verpligting om al die NG Kerk dosente aan gemeentes te koppel. En Professor Christo het my gekontak, ons het daaroor begin praat, hy wil graag hier in Durban gekoppel gewees het, en ek het voorgestel dat Westville die ideale gemeente is. So dit is 'n bietjie van die agtergrond. Ek wil ook sê dat ons kerkregtelik die regte proses gevolg het. So hoe die proses werk is, ons het dit hier by die kerkraad bespreek. Julle het Professor Christo ontmoet. Daar's 'n beroep uitgebring, maar dan eers daarna gaan ons na die ring toe, so die ringskommissie, en ons ringsvoorsitter, my kollega Domian Viljoen, het ons die ringskommissie, het die beroep goedgekeur. Daarna het dit teruggekom, en daar was vir 2 weke geleentheid vir approbasie. Nou, approbasie is verder goedkeuring, dis nie, hou julle van Dominee Christo of nie. Julle moet sê of daar iets teen sy leer of sy lewe is wat julle wil inbring, en heel keurig het ons deur daardie proses gegaan. Daar het niks ingekom nie, Christo, ek is baie bly vir jou. Dit beteken dat jy vanoggend dan hier gereed is om eintlik, en ons het klaar die ondertekening gedoen van 'n ooreenkoms, en die ooreenkoms net vir agtergrond stipuleer dat Professor Christo 2 keer 'n jaar hier kom preek. Hy is nie hele nuwe dominee nie, hy is net gekoppel. Hy is wel gekoppel aan Westville gemeente, hy hoef nie ringsittings by te woon nie, maar hy sal wel die synode van KZN se 4-jarige byeenkomste bywoon. So dis die agtergrond, en dis dan my groot voorreg, is die eerste keer dat ek 'n dosent so bevestig, so dis vir my 'n hoogtepunt. En Christo, hier word nou baie geskryf in die ou formulierboek, en ek gaan sommer die formulierboek tydelik daar neersit, want ek wil meer vir jou sê, en ek wil sekere elemente vir jou uitwys. Nou jy as die hoof van praktiese teologie en mesiologie, dis die ou sendingwetenskappe by Tikkies, een van ons 3 departementshoofde, ken hierdie goed, baie goed, maar ek gaan dit prakties vandag doen. So heel eerstens, Christo, as jy bietjie so beweeg, wil ek jou op 'n reis vat, en ek wil vanoggend vir jou die woord van die Here oorhandig. As synde die sentrale boek in die gereformeerde leer. Ons werk vanuit die Bybel, julle lei studente op in prediking vanuit die woord van die Here. So dis waar ons vanoggend begin. Jy kan hom neersit, want ek vat jou dan na die volgende element, en dit is die doopvond, en jy kan hier kom staan, en ek wil vanoggend die geleentheid gebruik, Christo, dat jy jou hand in die doopwater druk, en dat jy hierdie ervaring het, en die herinnering het, die roetemerker het, dat jy gedoop is, en dat hier vandag 'n volgende tree gegee word, in terme van jou reis, ook as bedienaar van die woord, maar ook as dosent in praktiese teologie. So jy baie welkom om jou hand so in te druk, en ek gaan nie nou vir jou vra wat so ervaring nie, maar dit is nogal iets konkreet en mooi. Die volgende wat ek vir jou wil wys, ons het 2 sakramente in die gereformeerde kerke, die doop en die nagmaal, en ons gaan nie nou nagmaal hou nie, maar ek gaan vir jou tog die elemente gee, dat jy dit vashou, en ek self gaan net die element van die nagmaal, te sê dis die bloed van Jesus Christus, hier is die brood, en ek gaan daai element ook vir jou gee, en jou herinner, dat in ons leer, dit sentraal staan. Ons doop kleinkindertjies, ons kan elke Sondag die nagmaal vier, en dit is waarop ons geanker is. Goed, jy kan daardie tydelik neersit, want ek wil verder vir jou op reis gaan, en ek wil jou graag hierdie kant toe neem, en vir jou sekere musiekinstrumente
wys. So hier is die orgel, daar is die klavier, daar is baie keer in baie gemeentes gitare en tamboeryne en enige iets. Maar Calvin het eintlik vir ons gesê, die heel beste is om geen musiekinstrument te gebruik nie. Ons is baie bevoorreg om besondere goeie musiekinstrumente in die NG Kerk te hê. En dis deel van ons lofprysing en aanbidding van die Here. Die tweede een wat ek bygesit het, wat sommer bygekom het, is klank en media. Ons het in die 21ste eeu die voorreg om dit ook te kan gebruik ter uitbreiding van die koninkryk. En daar wil ek baie graag, en daarmee sluit ek af, ons is in lydingstyd. Ek wil net vir jou 'n oomblik attent maak op die kruis van die Here Jesus Christus. En ons gaan nou by die 5de stasie van die lydingsweg gaan ons vertoef. Maar dis 'n unieke pad wat ons loop. En die lydingstyd jaarliks in ons kerklike jaar is 'n sentrale tema. Goed, so dit is wat ek vanoggend jou aan wil herinner. En Christo, nou gaan ek vir jou net sekere vrae vra. Nou ek weet hoe moeilik is dit as dosente vir 'n mens vasvra. So ek hoop nie ek doen vanoggend dit nie. Ons is hier by die 'n bietjie aanblaai. Ja. Formulier ter bevestiging van hoogleraars en ander dosente in teologie. Daar is 4 vrae. Christus is daarvan oortuig dat hy wettig deur die kerk van die Here Jesus Christus en deur homself tot hierdie diens geroep is. Dan tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die woord van God. Derdens, beloof jy om in hierdie amp, soos beskryf deur ons kerklike leer, daarvolgens te lewe. En dan vierdens, onderwerp jy jou aan die kerklike vashou. Ek hou nie van die woorde opsig en tug nie. Wat ons weet, tugos in Grieks beteken om in liefde nader te trek. Maar sal jy toelaat dat ons jou in liefde nader trek? Wat is hier op jou antwoord? Ja. Baie dankie. Ons het vanoggend 'n besondere geleentheid. So heel eerstens gaan ons nou vra dat jou vrou die toga bring en dit vir jou kom omhang. En natuurlik die toga is die simbool van gesag. Baie welkom hier by ons. Goed, en nou kan jy maar hierdie kant toe beweeg en dan gaan ons vir jou hier laat kniel en dan gaan ek vra dat kerkraadslede en uiteraard al die dominees hier teenwoordig vorentoe kom en dat ons dan sy hande, dat ons die handoplegging dan doen. So, jy is baie welkom om te kniel. Al die kerkraadslede, baie welkom. Goed, so as ons dit vanoggend doen, kom staan 'n bietjie nader. Dan gaan ons hande fisies so op bo hom sit. Almal kan maar nader kom, jy moet self jou hand opsit. Okay, dan bid ons saam. Here, ons sê Here, U wat self vir ons roep, U wat vir Christus geroep het. Here, aan U kom die eer toe. En Here, waar hy vanoggend 'n volgende tree gee op sy reis van proponent na predikant toe, Here, wil ons aan U al die eer gee. Wil ons bid, Here, dat U deur die Heilige Gees vanoggend en deur die bloed van Jesus Christus en met die werking
van die krag van ons lewende almagtige Here self hom sal toerus en self sal onderrig. Hy het van baie talente gegee, so het ons hom leer ken. Maar Here, dat hierdie handoplegging vanoggend sy lewe sal verander. Ons eer U, Here, in die heilige naam van Jesus ons Here. Amen. Ons gaan vir jou handdruk gee en dan gaan ons kollegas en ons leier van die gemeente gaan vir jou 'n versie deel uit die Bybel. Ek het vir hulle gevra, dis nogal wonderlik, ek het toevallig in die week na al die versies gekyk wat ek in 1991 gekry het, toe ek deur dieselfde routine is. Christo, ek wil vanoggend by hierdie besondere geleentheid vir die gemeente dankie sê, vir die Here dankie sê, maar dan herinner ek jou aan die woorde van Martin Luther, wat hy ontdek het in Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense vryspreek enkel en alleen, omdat hulle glo. En dis ook my bede, dat waar jy studente oplei, en waar jy preek, dat dit altyd die kern sal wees, geloof en genade. Baie, baie geluk. Professor Christoff, ek het, die Here het my hierdie teks gegee, elke keer as ek aan jou dink, dit is 'n teks wat Paulus geskryf het vir die gemeente aan Korinthe, toe hy met daai klomp mense gepraat het, en hulle wou nie geluister het nie. Aanvanklik het hy gesê, wel ek praat net oor een ding, en dit is oor die kruis, maar die teks wat by my uitgekom het, is die teks van 1 Korintiërs 1, vers 18 tot 25, wat sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Baie geluk. Dominee Christo, ek wil jou vanoggend aanspreek as Dominee Christo. Ek dink in hierdie oomblik is daardie titel baie heiliger as die van professor. En ek weet jy het baie lank vir die gewag. En soos wat Barry gesê het, het ek teruggedink aan die dag toe ek bevestig is en die titel van Dominee ontvang het. En my mentor daardie dag het vir my die vers van Eksodus 33 gegee. En ek wil dit vandag vir jou gee, waar die Here vir Moses vra, moet ek saam met jou gaan? En Moses sê, wel as u nie saam gaan nie, gaan ek nie. En wanneer jy ja sê, om saam met God op reis te wees, is it a wild ride. Die Here vat ons op paaie, wat ons nooit gedroom het ons sal wees nie. Maar hy stap saam met ons. En mag dit die rigtingwyser wees vir jou in die toekoms. Dat dit waar die Here jou lei, hy sal saam met jou stap. En is in daardie oomblik wat Moses dan ook vir die Here gesien het. Prof, ek het vanoggend vir u vers uit Galasiërs 6 vers 9 gekies. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Medegelowiges. Wat 'n voorreg. Dankie. Die seremonie, natuurlik. Dat dit kan wees hier in Durban, in Westville gemeente. My pad met Durban loop ver. Ek het in Durban groot geword. Was in Werda Junior Primêr, Werda Senior Primêr, Werda Hoërskool. Ons het verlede jaar reunie gehad. 40 jaar. Dis 'n bietjie erg. Ek het in Malvin gemeente groot geword. Nog toe aanvanklik was dit in 'n ou
bakkersgebou, 'n bakhuis, 'n bakkery agter waar Checkers later was. Ek dink die Checkers is meer daar nie. Later geskuif na bo op die Bult Joan O'Dea weg, waar mens die kerk van ver af kan sien. Waar my ma ook vir lank, dink vir 20 jaar kerksekretaresse was. Die gemeente wat ook my teologie studies help betaal het. So my bande met Durban loop ver en toe die moontlikhede opkom van dat ek gekoppel word aan 'n gemeente, toe het Barry voorgestel, wat van Westville gemeente? Want julle het mos nou die tradisie eintlik al van akademici wat die preek met Durban Westville universiteit wat in die gemeente se grense val. En heel wat van die mense wat my teologie geleer het, soos Konrad Wetmar, het byvoorbeeld daar doseer en hier gepreek. So die tradisie is gevestig. Hartlike dank daarvoor. Dis 'n voorreg en 'n seën. Barry is reg dat die toga beteken iets van amp, gesag, maar nie gesag, die baas nie, gesag as dienskneg. Die inseëningsseremonie plaas dit natuurlik binne konteks, dat daar is nie groot gelowiges en klein gelowiges, grander gelowiges as ander nie. Ons is almal gelyk voor die Here. Dankie dat jy saam met my hierdie oomblik kan beleef. Kom ons bid saam rondom die skriflesing. Here God drie-enig, U gee die woord, U gee die sakramente, en ons glo. U gee die geloof. Ons dank U in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. My teologie studies het klomp Ou Testament ingesluit. So ek hou daarvan om naast die Nuwe Testament ook altyd die Ou Testament in te sluit in my preke. Dis 2/3 van die woord. So waarom sal ons dit dan nou ignoreer, soos wat soms gebeur? Nie altyd nie, maar soms gebeur. Ons 3 skriftekste vanoggend is Deuteronomium 27 en 28 en Matteus 5, net 'n paar verse uit elk, maar veral die Matteus 5 gedeelte, die gaan jy outomaties herken en lees gerus verder. U het ook al hoeveel kere. Deuteronomium 27 vers 1 tot 7 lui: Moses en ook die oudstes van Israel het die volk beveel: Kom elke gebod na wat ek julle vandag beveel. Die dag wanneer julle die Jordaan oorsteek na die land wat die Here jou God vir jou gaan gee, moet jy groot klippe regop neersit en met kalk afwit verf. En al die woorde van hierdie wet daarop skryf wanneer jy oortrek, sodat jy dan die land wat die Here jou God vir jou gaan gee, kan binnegaan. Die land wat oorloop van melk en honing, soos die Here, die God van jou voorouers, jou beloof het. Sodra julle oor die Jordaan is, moet julle hierdie klippe, waar ek julle nou opdrag gee, regop neersit op die berg Ebal en met kalk afwit. Bou dan daar 'n altaar vir die Here jou God, 'n klipaltaar. Jy mag nie klippe met yster bewerk nie, met ander woorde natuurlike klippe. Met onbewerkte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou. Jy moet brandoffers vir die Here jou God daarop aanbring. Jy moet ook maaltydoffers bring en daar eet en vol vreugde wees voor die Here jou God. Deuteronomium 28, eerste 10 verse. Dis weer eens die stem van Moses. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God deur al jou gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf, deur dit nougeset na te kom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van die aarde. Al hierdie seëninge sal jy ontvang en dit sal jou deel word as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseënd sal jy wees in die dorp en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd
die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond en die vrug van jou diere, die aandeel van jou beeste en aanwas van jou kleinvee. Geseënd jou mandjie en jou knieskottel, die skottel waarin jy brood knie. Geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek, wanneer jy prys gaan. Die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan. Met een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Die Here sal jou seën stuur in jou graanskure en alles waaraan jy jou hand waag. Ja, die Here jou God sal jou seën in die land wat hy vir jou gee. Die Here sal jou bevestig as 'n heilige volk vir hom en soos hy aan jou met 'n eed beloof het. As jy die gebooie van die Here jou God nakom en sy paaie volg, sal al die volke van die aarde sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal ontzag hê vir jou. Dan Matteus 5, net die eerste 12 verse. Ek is seker baie van julle kan dit sommer opsê. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom toe gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, die bergrede. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil, beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel in sulke gevalle, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Tot sover. Waar vind ek God? Waar sien mense my geloof? Waar kan mense gaan kyk om ons, die Christendom, teë te kom? Natuurlik ken ons almal die belydenisse oor sulke vrae. Man, jy weet mos, God is oral. My geloof is te sien in wat ek doen en sê. Of jy kry ons as gelowiges enige plek. In die kerkbanke, op die skoolbanke, vanaf ons huise tot ons werkplekke, vanaf die lang pad wat mense soms een moet aanpak, tot die samendromming van massas mense vir sport, of vir straf, of vir oorlog, of vir kuier. Ons ken daai belydenisse maar al te goed. God is hier en daar. Geloof is hier en daar. Christene is by nagenoeg elke hier en daar. So, wat vir 'n vraag is dit dan nou, dominee? Na die plek van geloof. Hoekom so te eenvoudige nadink saam oor om te glo? Dalk omdat hierdie vraag nie weggaan nie, soos ons in ons Bybeltekste vanoggend gesien het. Rondom die Moses-volgelinge en rondom Jesus se navolgers was die vraag lewend, dekades en eeue lank. By ons
soms op onverwagte maniere ook, steeds, en telkens anders. Maar ook saam oor die plek van geloof besin, omdat ons hierdie vraag maklik, abstrak bedink, nie konkreet nie. God, geloof en gelowiges word dan 'n idee spel met woorde soos alomteenwoordig, ewig, verhewe. En met sommige goed is dit so dat, hoe waar ook al ons idees daaroor is, lei die idees ons op 'n manier ook weg, 'n stappie verwyderd van die realiteit. Byvoorbeeld, wyn. Kyk die etiket agterop 'n wynbottel. En die woorde daar probeer jou meevoer na iets soos 'n lui lekker land van goeie tye, lekker smake en goeie geregte wat hiermee gepaard kan gaan. Als nagenoeg waar. Of lees 'n fynproewer se resensie oor daardie wyn en dit vul jou gedagtes met vergelykings met ander wyne en ander jare, met analises van die grond en die klimaat van die landgoed, als meesleurend interessant. Of lees die waarskuwingsadvertensie. Moet nou nie gaan drink en bestuur nie. Natuurlik ook geldig. Maar proe jy dan nou daardie wyn? Laat die smaak jou kiewe kriewel en jou tong tintel en jou neus verlang na liggies nog. As jy daardie idee wêrelde lees en bedink. Nog nie. Jy verstaan van wat die wyn behels, maar jy proe dit nie. Soos 'n filosoof of twee van 'n paar dekades gelede kwyt geraak het. Die voor die hand liggende verg nogal iets van ons. Die voor die hand liggende verg nogal iets. Dus, konkreet, waar bid ek tot God? Waar vind ons die Here? Of dalk, waar vind God ons? Dit vra Deuteronomium 27 en 28. Onafhanklik van mekaar, soos ook heelwat ander Bybeltekste wat hierdie vraag vra. In die beloofde land, sê Deuteronomium 27 oor die plek van geloof. By die berg Ebal, in die landstreek Samaria, het die mense daai tyd sommer van self geweet. Lekker stry hierdie teks met ander Ou Testament tekste. Tekste wat sê, nee, net in Jerusalem, in die landstreek Judea, net daar bring ons geloofsoffers. Of, nee, eintlik in die openbaringe aan die profete, daar vind jy God. Of nee, in die koningshuis en koninkryk, daar sien ons mos hoe God by ons is. En so meer. Soos ek sê, lekker stry hierdie tekste met mekaar oor die plek van geloof.
Die skrywers van ons Bybeltekste het maar goed verskil oor die waar van die diens aan God. Deuteronomium 28 ook. Waar kry jy God, geloof, gelowiges? Jy proe daardie wyn, by wyse van Spreuke. Het ons in Deuteronomium 28 gelees? Eerstens in die dorp en in die veld, als wat lewe voortbring, die vrug, in hoe jy kos maak, die mandjie, die skottel, in jou reise, wanneer jy weggaan, en wanneer jy weer terugkom, in jou werk. Konkreet, lê die godsgeloof in hierdie dinge, en in nog vele meer. Nie as idees nie, maar as werklikhede. Voor die hand liggend. Daar is geloof. Nou maar net. God vul ons lewens. Geloof vul ons lewens. Dit kan nou maar net nie anders nie. Die bergpredikasie, Matteus 5, en verder neem hierdie praktiese geloof in nog 'n rigting, opgesom. As mense hartseer is, of sagmoedig, as hulle onreg of onvrede omkeer, as jy lyding verlig of ervaar, daar leef ons Jesus na. Beter nog, daar leef gelowiges Jesus voort. Die bergrede som groot dele van Jesus se lewenswoorde op. Eweneens som die bergrede groot dele van ons as Christene, van elke Christen, se lewe op. Waar vind jy God, geloof, gelowiges? Daar waar ons hierdie Jesus boodskap naleef, weer leef, nog 'n keer waar maak. Nie as 'n idee net beaam nie as iets soos 'n reeks beginsels net ondersteun nie, dan kom ons te staan voor die kritiek van Mahatma Gandhi destyds, dat hy nie die bergpredikasie en die Christendom wat hy leer ken het, met mekaar kon gelykstel nie. Sien is glo, sê ons dikwels. Glo is doen, sê Matteus 5 en verder. Nou, hoe raak hierdie Bybelgedeeltes van vanoggend en ander, ons en ander, dat ons glo, nie net hier nie, want geloof is reeds daar, buite, binne, orals. Geen wroging of stryd is nodig nie. Ons hoef nie hard te bely, getuig, bewys dat God daar is nie. Dat God hier is nie. God is maar nou eenvoudig net. Op die maniere waarvan ons in ons Bybeltekste vanoggend gelees het, en op hoeveel ander maniere die Bybelse God, ons God, is maar nou eenvoudig net. Die plek van geloof, dus die plek. En elke ander plek. Ons hoef nie God se bestaan te gaan probeer waar maak nie.
Dit is reeds so. Ons kan maar vryelik as gelowiges lewe, soos hierdie tekste en ander ons begelei. Nie om God daar te stel nie in die sin selfs om my geloof te gaan bewys nie. Wat voor die hand liggend is, het geen bewyse nodig nie. Jy proe mos die wyn. Die woorde daaroor is nabetragting, nadenke. Dalk is ek te kalvinisties in wat ek nou gaan sê. Vergewe maar. Soos 'n Suid-Afrikaans-Belgiese filosoof dit onlangs gestel het, om aandag te gee aan die voor die hand liggende, is maar dankbaarheid. So leef ons as gelowiges in dankbaarheid oor wat ons gegewe is, konkreet. 'n laaste voorbeeld, om ons geloof weer te skets as iets primêr, as iets wat nie 'n verhoog of 'n betoog nodig het nie. Want God, gelowiges, is nou maar eenvoudig net. In Spanje word vertel, is lank 'n jaarlikse poësiekompetisie gehou. Die 3 wendigters kry elk 'n prys. Die 3de prys is 'n roos van silwer. Die naaswenner kry 'n goue roos. Die skrywer van die beste gedig kry 'n regte roos. Die werklike blom is beter as enige nabootsblom as prys. Hoe waardevol ook al. Jou geloofswerklikheid is beter as enige navertelling daaroor. Amen. Kom ons sluit die oë. Geloof, hoop, liefde, genade, vrede, vreugde, elke ding wat ons sien, elke ding wat ons beleef, goed of sleg, maklik of moeilik, kom uit U hand uit, o Here. U is oral rondom ons. U is oral by ons. U hou ons vas. Ons lewe in dankbaarheid. Amen. Die volgende moment in die liturgie is dat ons stasie 5 van die lydensweg gaan nadink. Asseblief. Goeiemôre almal. Ons staan vandag stil by stasie 5. Jesus dra sy eie kruis. Verlede week het ons gehoor dat Jesus gekroon is met 'n doringkroon. En die pyn waardeur hy is ten opsigte daarvan. Ons het gehoor dat hy geslaan is, dat hy gegeesel is, dat hy gespot is, dat hulle hom verneder het op elke manier waarin jy kan dink. En vandag kom die volk by Pilatus, en toe Pilatus vir hulle vra, wat moet ek doen met julle Jesus? Toe sê hulle vir hom, kruisig hom. En Jesus moet sy eie kruis dra na Golgotha. En die vraag is, waar pas Jesus en sy lyding in jou lewe in hierdie tyd?
in jou Bybelstudie, in jou gebed, jou lewe by die werk, in die winkel, hier in die kerk. Toe Pilatus vir die volk vra, wat moet ek doen met Jesus? Toe sê hulle, kruisig hom. Wat doen jy met Jesus in hierdie lydenstyd? Kan u saam met my sê asseblief? Ons aanbid u, Here Jesus, aan u kom toe die eer. Deur u kruisdood is die wêreld van sonde gered. Dankie dat u ook vir my gesterf het. Ek lees vir u Johannes 19 vers 6 en dan 15 tot 17. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net 'n keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe. Soos hulle dit genoem het, is in Hebreëus Golgotha. Jesus Christus, help my om elke dag my kruis op te neem en te volg, sodat ek u doel vir my lewe sal vervul. Sê saam met my, Jesus Christus, help my om u voorbeeld te volg. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons saam die gemeentelied. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.